Die belofte aan die Afrikaner. Ons is een in sy hand. 5 Junie 2026. 'n Waarskuwing. Die waarheid sal diep sny, soos 'n mes, en baie sal verward wees. Diegene wat dit verwerp, sal al verder in misleiding verval, wat uiteindelik tot wanhoop sal lei. Diegene wat opreg die waarheid soek, moet die Skepper van alles vra om dit direk aan hul harte te openbaar, en bereid wees om dit te ontvang. Afrikaner, julle moet hoor hoe belangrik julle vir die Vader is, en dat hy getrou is aan sy beloftes. Julle is die volk wat die Here uitgekies het as 'n parel van groot waarde. En hy het reeds julle begin oplig as 'n voorbeeld vir die wêreld. Julle moet dit hoor. Die Afrikaner is direkte afstammelinge van Juda en Ephraim. En julle is die beginpunt waar Esegiel 37 se kragtige belofte van herstel, hoop en eenheid begin. En uiteindelik oor die hele wêreld vervul sal word. In 'n tyd wanneer baie voel dat hulle verwagting verlore is en dat hulle toekoms onseker geword het, herinner die Vader ons daaraan dat hy droë bene weer gaan laat lewe en 'n volk deur sy gees gaan herstel. Hierdie profesie wys vooruit na 'n dag wanneer Juda en Ephraim weer een sal word in die hand van die Here. Dit is 'n belofte van versoening, herstel van identiteit en die vervulling van die Vader se ewige verbond met sy volk. Wanneer hy sy gees uitstort en sy kinders saambring, sal verdeeldheid plek maak vir eenheid. Dan sal julle weet dat hy die Here is wat dit gespreek het en wat dit ook sal doen. Profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here. Kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. En jy, mensekind, neem vir jou 'n stuk hout, en skrywe daarop, vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote. En neem 'n ander stuk hout, en skrywe daarop, vir Josef, die hout van Ephraim, en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om 1 stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie? Kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Ephraim is, en die stamme van Israel, sy bondgenote, en ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle 1 stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy op skrywe, in jou hand wees voor hulle oë. Kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit, waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom, en hulle bring in 'n land. En ek sal hulle 1 volk maak in die land, op die berge van Israel. En 1 koning sal vir hulle almal koning wees. En hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeeld wees nie. En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie. En ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het,
en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my 'n volk wees, en ek vir hulle 'n God wees. En my knegt Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê. En hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders, tot in ewigheid. En my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. En ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig. En ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. En my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle vir my 'n volk wees. En die nasie sal weet dat ek die Here is, wat Israel heilig, as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees.